Ja, goeiedag vriende. Interessante ding wat ek nou wil bespreek. So 'n week of 6 gelede, ek kan nie eens die tydperk onthou nie, is ek en 'n vriend van my in 'n gesprek en ons praat oor Bybelvertalings en interpretasie. En hy vra my 'n vraag wat eintlik van sy vrou afkom, is hoekom sou Jesus die vyeboom laat opdroog het? En dit was 'n interessante vraag. Want hoewel ek al deur die jare al soveel keer gelees het oor die teks in beide Matteus en Markus, het ek nooit by die antwoord uitgekom. En alhoewel dit my partykeer geplaat om te dink, hoekom sou Messias 'n boom wat nie in seisoen was nie, vervloek? Wat was die dieper boodskap oor dit? Maar in eerlikheid, met al die studies en goed waarna ek betrokke was, het ek nooit daarby uitgekom om 'n dieper studie daarvan te maak nie. So toe hy my vra, toe het ek hom 'n basiese antwoord gegee. Maar dit het my gepla. Want ek het na al my studienotas toe gegaan, toe ek die boek Matteus geswat het en dele van Markus, en ek het nie regtig 'n antwoord uit dit uitgekry nie. En ek bid tot die Vader, ek skiet gebed op en ek sê, Vader, as dit U wil is, openbaar asseblief van my die antwoord van wat is die werklike betekenis van die vyeboom. En soos ek hierdie afgelope paar weke is ek ten minste 2 keer van verskillende oorde af gekonfronteer oor hierdie spesifieke aspek van die vyeboom. En laasweek sit ek en ek verstommend hoe die antwoord op my afkom, en dit het maar net weer vir my geopenbaar dat ons God getrou is as jy tot hom bid vir hierdie tipe inligting. Wat wel die waarheid is dat die antwoord nie altyd kom in die tyd wat ons het verwag nie. En ook partykeer nie in die manier ons dit graag sou wou hê nie. Maar hier word ek gekonfronteer laasweek met die volgende feite. Maar alvorens ek daar kom ons gaan kyk na die teks waar daar gepraat word van hierdie vyeboom. Ons gaan eers kyk na Matteus. Matteus sê, en vroeg in die môre, toe hulle teruggaan na die stad, het hy honger gehad. En hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. So wat ons optel uit die teks uit is, Messias was honger. Hy het gegaan met verwagting na hierdie boom toe en hy het geen vrugte gevind nie. Jammer, net blare. Wanneer ons egter gaan na Markus toe, dan vind ons iets anders by Markus. Ons lees Markus 11 van 12 tot 14. Hy sê, in die volgende dag onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad, en toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. Nou voordat ek dit bespreek, wil ek net iets interessant noem. Hierdie teks kom uit die 33 vertaling uit, en ek gaan net weer vers 13 lees. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie. Daar moet nog 'n woord inkom wat missing is, en selfs in die Bybelvertaling is dit nie daar nie. En ek sou sê die woord vind hy niks anders as blare nie, want dit was nie tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie, en sy disippels het dit gehoor. En ons weet, die boom het opgedroog. Interessant genoeg, wanneer jy die twee dele van teks langs mekaar sit, sal jy vind dat Markus iets het wat Matteus nie het nie. En dit is die nota van, want dit was nie die tyd van vye nie. Interessant. Jy sien, hier is die realiteit. Ons moet eerlik kyk na die konteks van die teks, en dit is nie dat een noodwendig reg was en die ander een verkeerd was nie. Want Matteus se naam in Hebreëus is Mattetjahu. Wat beteken Matteus was 'n Jood en 'n Hebreër. En jy kan duidelik, wanneer jy die boek Matteus lees, kan jy sien dat die gehoor wat hy adresseer vanuit sy evangelie is die Joodse gemeenskap. Waar Markus is weer 'n getuienis wat neergepen is van dit wat Markus vertel was, en niemand kan vir jou werklik sê wie Markus was nie. Nou die opinie van geleerdes is dat hy 'n Goyim was, 'n nie-Jood,
wat hom oorgegee het aan die geloof van Messias en van die Vader van die Bybel. En die opinie is ook dat die teks neergeskryf is omtrent 70 AD, wat dan beteken dis min of meer ongeveer 40 jaar nadat hierdie insident gebeur het, is hierdie neergeskryf. Die realiteit is, wanneer ons kyk na hierdie teks, dan is die vraag, soos wat ons hier sien, want dit was nie die tyd van die vye nie, is dit inderdaad akkuraat, want dis die enigste deel van die teks wat nie deel is van dit wat Matteus vertel nie. En my opinie is dat dit nie akkuraat is nie, dat dit 'n opinie is wat gegee is deur iemand wat nie werklik die omstandighede geken het nie. En die rede hoekom ek so sê, en hierdie het my onkant gevang, toe ek gaan navorsing doen, toe sien ek dat jy kry 'n tipe vye oes, wat genoem word 'n vroeë vye oes, verwys na die pluk van breba-oes. Breba-oes is vye wat vorm op die uitloopsels van die vorige oes. Dit word ryp in die laat lente, vroeë somer. Dis 'n interessante stelling. Want as ons gaan kyk na die tyd toe hierdie goed alles uitgespeel het, gaan lees 'n bietjie, jy sien dit is in die laaste deel van Matteus, is net voordat Messias gekruisig is, was hierdie hele ding wat gebeur het, en ons sien in die teks dat Messias was honger, punt nommer 1, en hy het kos gesoek, en ek meen, daar's geen rede om te sê dat hy honger was as die verwagting nie was dat daar vye moet wees nie, en hy sê inderdaad in Matteus, hy het verwag daar gaan vrugte wees, en hy het dit nie gekry nie, en die gevolge was natuurlik dat daar oordeel was. Mense, die diepte van hierdie insident kan ons nie miskyk nie. Kom ons lees bietjie Johannes. Johannes sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem ek weg, en elke loot wat vrug dra, die maak ek skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Ons kry in verskillende ander dele van die teks kry ons die volgende verwysing. Punt nommer 1, dat die vrug, of die bome wat nie vrug dra nie, sal gekaret word, sal afgesny word, en sal in die vuur gewerp word. Ons sien dat Jesaja, en as ek reg onthou, is Jesegiel, maak presies dieselfde breba, hierdie vroeë vye oes, maak hulle gebruik om presies dit te verduidelik, dat die wat nie deel van die vrug is nie, afgesny gaan word. Ons sien dan in die finale teks in Openbaring ook die verwysing daarna, dat hierdie wat afgesny word, sal in die vuur gewerp word, en verbrand word. So die konteks van dit wat ons kry, vanuit die vye insident, waar Messias die vye boom verdoem het, is sonder twyfel gekoppel op hierdie konsep, dat hierdie boom, toe hy moes in vrug wees, die breba vrug oes, het hy dit nie gehad nie. En so was dit dan ook simbolies van ons as gelowiges, wat sê, ons is vyebome, en ons dra nie vrug nie, ons het geen waarde nie, en wanneer ek so daarna kyk, en ek koppel dit aan Matteus 7 vers 21 tot 23, waar hy sê, die dag sal kom, wat hulle vir my sê, Here, Here, en ek sal vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af, jou werker van wetteloosheid. So, die dieper betekenis van die vyeboom, ons moet vrug dra, en dit is die vereiste van enige gelowige, wat wandel in die weë van Messias en van die Vader. Geseënde dag.